Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Kletskompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Woensdag die 13de Mei 2026. Net hierna sal ek en Francois Steinberg bietjie die nuutste nuus uit môre se aanlyn weergawe en 'n stukkie uit Kollig van Vrydag met u bespreek. Later is daar 'n onderhoud wat Irene Marie in Suid-Afrika by die groot landboukonferensie NAPSO opgeneem het en deurgestuur het. Dit is oor bek en klauseer en natuurlik is daar ook die mediese segment, so daar's baie inhoud vandag in Kletskompas. So bly by ons, kom ons klets lekker saam. Baie dankie, dis Kletskompas. Welkom terug en in die ateljee met my is Francois Steinberg. Hi Francois, hoe gaan dit? Hallo Ogito, sien jy uit na môre se vakansiedag? Ek doen, maar natuurlik vir ons kykers en lesers van Republikein is daar die aanlyn weergawe. Ons bederf lekker ons lesers om op Saterdag en op vakansiedag vir julle aanlyn weergawe te gee. Precies. En ek dink regtig Donderdag op die vakansiedag kan ons vroue veral baie lekker lees. Vrouste. Ja. Dis baie interessant. Dis baie interessant. Ogito, en ek weet ons vroue is almal baie lief vir jou. En om een rede, omdat jy behandel ons met soveel respek. En ons weet jy's verskriklik lief vir jou vrou en ons bewonder dit en jy sing altyd lofliedere oor haar. So ek dink sy gaan dit ook geniet om vir vrouste te lees, maar vrouste is 'n opvoering wat by die FNB Windhoek Woordfees gaan wees. En dit gaan op 26 en 27 Junie plaasvind. 26 Junie by Swakopmund en die 27ste Junie in Windhoek by Droombos. Maar waaroor gaan dit? Waaroor gaan vrouste? So dit is hierdie kombinasie van 'n musikant, Petronel Baard, en 'n kunstenaar, Lidie de Waal. Ek weet nie of jy al ooit op Facebook vir iets van Lidie de Waal gelees het nie. So sy skryf ook verskriklik mooi en dan sit sy nou hierdie skilderye en kunswerke van haar by. So dan kry jy die woord en die beeld tegelykertyd. Ek is 'n verskriklike groot bewonderaar van haar en sy skryf oor alles en sy skryf in elke vrou se smaak. Jy weet elke vrou wat ek dink al bietjie deur die meule is en wat voel jy het nou rock bottom bereik, want Lidie het nou ook al is ook al deur 'n egskeiding en op die ouend sê sy, weet jy, dis maar my pelsdiere wat my bystaan en ek wat mos nou ook 'n katvrou is. So ek kyk ook hoe lyk Lidie se pragtige kat wat daar loop en 'n merkwaardige vrou wat wys van opstaan. En dit saam met die musiek. En dit nou saam met Petronel Baard, wat 'n ongelooflike musikant is. So hierdie keer gaan dit nou regtig wees soos in woord en beeld en klank. So niemand moet daai FNB Windhoek Woordfees misloop nie. Asseblief. Dit is ek probeer om nooit enige van die vertonings mis te loop nie, en hierheen gaan ek beslis nie. Maar so gepraat van die kunste. Vrydag in Kollig, dis altyd Vrydag ons Kollig en jy is 'n baie groot aanhanger. Jy's baie lief vir speletjies. Ek is. Jy het al vir my vertel as jy by die huis kom, dit is jou manier hoe jy ontspan. Jy speel speletjies, maar daar's een spesifieke ene, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Dit bring nou herinneringe terug. Ja, ek het altyd gespeel met Scorpio. Get over here. Dit is so lekker. En nou is die fliek uit. Ja. So gaan jy die fliek kyk? Ek sal beslis 'n poging maak as die tyd toelaat, maar ek sal dit geniet as ek dit nou nie in die
groot silverskerm kan sien nie, dan Ja. gaan ek dit Maar ek later. dink dit vat tog jou seun en gaan kyk vir Mortal Kombat. Natuurlik geskryf deur ons movie guy, ons eie movie guy, Barry de Klerk, vir wie ons ook baie lief is, wat altyd vir ons nou filmresensies gee. So ek dink jy en jou seun sal dit geniet. Nog iets waarvoor ons albei baie lief is koffie. As koffie, ek en jy. Ons is die twee koffiemakers in hierdie kantoor. En ons is altyd vir mekaar bietjie los. Ja. En sê, okay, toe hierso, kom ons deel hierdie, ons kan elkeen 'n halwe koppie kry. So 'n baie interessante konsep. Bang Windhoek hou 'n koffie extravaganza. Lekker. Hulle sê in plaas om nou 'n konferensie te hou in 'n raadsaal en almal raak vaak en niemand kan meer konsentreer nie, kom ons hou 'n koffie extravaganza waar jy sake gesels om 'n lekker koppie koffie. Koppie sawelyf. 'n Koppie sawelyf, ja, soos Doc Spies gesê. Ja. Maar dit gaan 'n hele interessante bedryf wees. So daar gaan koffie en disse wat meng, wat in Engels is dit pairing. Ja, So ja. koffie en disse wat dan nou met mekaar trou en wat saam lekker smaak. Kan jy nou daar proe en daar gaan nou hulle gaan vir jou wys hoe kom koffie van die boon tot by die koppie en dan die plaaslike chefs wat nou hierdie disse gaan optower. Een van my gunstelinge, Hantie Jansen. Ja, ek kan nie wag want ek weet sy is ook lief vir koffie. Ek kan nie wag daarvoor nie, so dit gaan braai demonstrasies wees, barista vertonings. Dis nou daai oudjies, jy weet wat, hulle maak daai mooi prentjies so op jou koffiekoppie, nê? Dan is jy eintlik te bang om my koffie te drink want dit lyk te mooi. Ek wil net oorgaan na die boekrak. Ek en jy is mos albei lesers ook. Ja. En in Kollig se boekrak is Soedoring in die Ruigtes. En dit is deur die bekende skrywer Christian Bakkes. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar Christian Bakkes het baie lank in Namibië gebly. Aha, ek weet nie. Christian Bakkes is regtig een van my gunsteling, kan ek sê, avontuurskrywers. Lekker. Maar François, ons tyd is moenie Soedoring in die Ruigtes mis nie. Dit gaan oor die natuur en oor olifante. Baie dankie en julle kan natuurlik Vrydag daarna uitsien en meer daaroor lees in ons Republikein en moenie môre se aanlyn uitgawe mis nie. Do you like traveling? Do you like to experience new places? Well, then you should tune into On the Rock, where we explore enjoy establishments all over Namibia and South Africa. Great food, great fun, and so much more. So be sure to mark your calendar as we explore the beautiful landscapes of Namibia at the various enjoy establishments. And where we also get to go on game drives, different activities, and meet the awesome staff of the different establishments. We will see you there. Watch On the Rocks every Monday at 9 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Welkom terug. Ons loer nou daar by die weerkantoor in, veral in opsig van die verskriklike weer wat daar in Suid-Afrika plaasvind. Kom ons sien wat dit môre vir ons hier in Namibia in staat. Ons sien nou donderdag die 14de Mei 2026, Katima Malilo is dit sonskyn vanaf 15 grade tot op 31, Rundu vanaf 15 tot op 32 en Hana vanaf 15 tot op 33, Oshakati vanaf 18 tot op 30 en Ruakana vanaf 15 tot op 32 sonskyn alipad allei dorpies. Ook op Chumep môre vanaf 16 tot op 29 sonskyn, Otjiwarongo vanaf 13 tot op 28, Omaruru vanaf 12 tot op 29, Windhoek vanaf 11 tot op 26 grade verwag en Gobabis vanaf 12 tot op 26 grade verwag vir môre, sonskyn reg deur die land. Verder op Henties Bay vanaf 14 tot op 19 grade verwag, Swakopmund vanaf 14 tot op 16, Walvis Bay vanaf 15 tot op 23, Rehoboth vanaf 10 tot op 27, Mariental vanaf 13 tot op 26 grade verwag. Die enigste plek waar ons bietjie bewolk sal wees môre is Oranjemund waar dit vanaf 15 grade tot op 21
gaan wees in ag van die temperatuur. Arnhemsvlei vanaf 11 tot op 20, Loderitz vanaf 15 tot op 26, Arnos vanaf 13 tot op 26 en Keetmanshoop vanaf 13 grade tot op 23 grade. Dis dan vir donderdag die 14de Mei. Gewigsverlies hoef nie meer 'n uitputtende opdraande stryd te wees nie. GLP-1-middels wat onder meer handelsname soos Ozempic, Wegovy en Mounjaro verkoop word, het 'n revolusionering teweeggebring in die manier waarop ons vetsug aanpak en lewer dramatiese resultate deur 'n eenvoudige inspuiting. Volwassenes op die hoogste dosis het getoon dat hulle meer as 1/5 van hul liggaamsgewig in 16 maande verloor, terwyl hulle voordele vir hul lewer, hart en selfs brein verkry. Geen wonder dat hierdie behandelings geweldig gewild is nie. In die VSA sê ongeveer 12% van volwassenes dat hulle GLP-1s probeer het. Dit is 41 miljoen mense. Oorkant die Atlantiese Oseaan het na raming 1,6 miljoen volwassenes in die VK die afgelope jaar 'n gewigsverliesmiddel geneem. Die toename in GLP-1 gebruik lyk dalk na 'n duidelike oorwinning vir ons middellyf, maar onder die opwinding kan 'n minder sigbare probleem vorm aanneem. Opkomende navorsing dui daarop dat baie mense binne maande nadat hulle met hierdie middels begin het, 'n tekort begin skiet het aan noodsaaklike voedingsstowwe wat 'n liggame nodig het om behoorlik te funksioneer. Byvoorbeeld 'n Cleveland Clinic studie van 460.000 volwassenes wat 'n GLP-1-middel voorgeskryf is, het binne 1 uit 5 'n voedingstekort binne 'n jaar ontwikkel, baie sonder om dit te besef. En in 'n afsonderlike studie van 480.000 GLP-1 gebruikers deur navorsers in Mexiko, dui op 'n soortgelyke patroon. 13,6% het 'n beduidende Vitamiin D tekort binne 'n jaar na die aanvang van die middels ontwikkel. Dit terwyl ongeveer 60% nie genoeg yster of kalsium uit hul dieet gekry het nie. Welkom terug. In ons onderhoud is die uitvoerende hoof van Red Meat Industry Solutions, Dewald Olivier. Hy deel oor lesse wat Namibia kan leer oor ons buurland Suid-Afrika se ervaring met back and closure en ook ons land se unieke voordeel wat dit makliker sal maak om back and closure in die kiem te slaan sou dit oor die Oranje rivier oorsteek. Kom ons luister. Goeiedag, ek is Dewald Olivier. Ek is die hoofuitvoerende beampte van Red Meat Industry Services of RMIS in Suid-Afrika. Okay, so Dewald, natuurlik Namibia is in hierdie stadium op wetenskaplik oor die back-and-closure uitbreking hier in Suid-Afrika. Wat dink jy van ons situasie daar aan die kant die Oranje rivier? Ek dink julle het 'n ongelooflike voordeel bo Suid-Afrika op hierdie stadium en nie noodwendig met betrekking tot die ekonomie en die uitvoere nie. Maar ek dink grootliks wat julle sien hoe om goed nie te doen, hoe ons dit op hierdie stadium hanteer nie. So ek dink julle is ook in 'n baie gevaarlike posisie. Maar tog wat ek sien is in my gesprekke met Dr. Anja Boshoff en definitief met julle Landbou-Unie, dat daar 'n groot dringendheid is op hierdie stadium om te verstaan en te weet hoe ons dit hanteer natuurlik aan die een kant, maar aan die ander kant ook is daar 'n groot dryf om hierdie siekte uit te hou. En in 'n gesprek wat ons gehad het, 'n vergadering wat ons gehad het met die Landbou-Unie so 'n paar weke terug, dink ek was ons groot versoek of dringendheid wat ons op die Landbou-Unie se harte gelê het is, hou die siekte uit julle grense en ons sal alles wat ons vermoed doen van Suid-Afrika se kant af om julle te help om dit uit te hou. En dan, wat dink jy kan Namibia baie kleinskaalse boere wat veral bang is in hierdie stadium, ons sien ons groot boere natuurlik, jy weet net ons finansiële veiligheid. Maar wat kan ons kleinskaalse boere doen om hulle self te veilig? Ja, wel eerstens julle het 'n gebied wat nog back and claw het, as ek so kan sê, wat julle kan hou daar om te ent. En ek dink die grootste ding op hierdie stadium met betrekking tot die enting is om die regte entstof te kry.
Ons weet dat Botswana sukkel op hierdie stadium met enstof en dis die grootste risiko dink ek met betrekking tot die enting wat Namibië het om die regte enstof te kry, die regte strain te kry natuurlik te laat maak sodat hulle kan ent. So die klein boere in ons situasie op hierdie stadium is natuurlik ook ons grootste risiko. By ons is 40% van ons nasionale kudde is in die hande van die klein boere. En dit bring natuurlik 'n baie groot risiko, maar dit bring ook 'n ongelooflike geleentheid vir daai boere vir ons situasie, want ons gaan nou back and claw, ons werk daarna om back and claw vry met enting te wees en dit beteken dit maak 'n baie groot geleentheid vir die ouens oop om nie net vleis te lewer nie, maar ook beeste te lewer. So saam met die risiko is dan natuurlik ook 'n geleentheid. So vertel vir my 'n bietjie, daar is tans in Namibië, ek weet nie of jy weet van die rooi lyn saak nie, maar die rooi lyn is word in Namibië. Dink jy die rooi lyn speel 'n rol in Namibië se veiligheid? Definitief. Kyk, ek dink die rooi lyn speel definitief 'n rol in julle veiligheid op hierdie stadium. Ek verstaan ook net soos in Suid-Afrika is daar 'n sosio-ekonomiese probleem met die rooi lyn. En ek dink die ekonomiese of die kommersiële boere in Suid-Afrika het tot op hierdie stadium en die industrie het baie goed gedoen om die rooi lyn in stand te hou. En in ons gesprekke met die Landbouunie en die rooi vleisprodusente in Namibië was dit natuurlik die heeltyd verskriklik belangrik om hierdie rooi lyn in stand te hou. En ek dink dit moet ten alle koste in plek gehou word. Maar ek kan ook vir julle sê dat dit verskriklik belangrik is en ek dink julle doen dit reeds om te kyk na die boere aan die ander kant van hierdie rooi lyn. En ek dink dit gebeur definitief reeds en hou dit ten alle koste daar. Dit is verskriklik belangrik. En het jy 'n idee van wat ons kan doen om daardie situasie om dit te verander? Ja, wel die groot idee, die groot uitkoms is natuurlik om vir hierdie produsente wat aan die ander kant die rooi lyn is, mark te gee vir hulle diere en markte te gee natuurlik vir hulle vleis. So op hierdie stadium en ek dink dit is die be-all en die end-all, hoe die planne binnekant werk en hoe om dit gedoen te word, hang natuurlik af van streek tot streek of land tot land. Maar dis die groot ding en ek dink dit is alom bekend. Hulle soek markte en hulle wil natuurlik markte hê wat dieselfde lyk as die kommersiële boere so. So dit veroorsaak baie keer baie spanning. Van 'n beleidsstandpunt, wat dink jy ons moet nou in hierdie gesprek gesels oor beleid en die belangrike is om 'n beleid in plek te hê. Watter beleid moet ons nou in plek kry voordat die closure oor die grens is? Dis nie 'n wanneer nie, dis nie 'n as nie, dis 'n wanneer. So wat moet ons doen voordat daai wanneer? Ek wil graag baie graag sê nie dit as en nie wanneer nie, maar hierdie siekte is hoogs aansteeklik en vanuit 'n beleidsoogpunt uit. Dink ek daar's 3 of 4 belangrike goedes. En ek dink die eerste belangrike ding is natuurlik samewerking vanuit 'n streeks oogpunt uit. Ek dink SADC speel 'n ongelooflike belangrike rol. Ons moet antigen soos hulle sê moet ons kry en ons moet dit in 'n bank sit as SADC sodat ons toegang het tot die regte enstof op die regte tyd. Ek dink julle het bietjie minder diere as ons, maar die feit van die saak is julle moet genoeg enstof hê om enige uitbreking onmiddellik die hok te slaan of te stop. En dit was ons grootste probleem tot nou toe. Ons het die virus en die siekte te ver en te lank laat hardloop. Ek dink julle kan dit baie vinniger stop en dit is een van die grootste en die belangrikste goed om te doen. Dan die tweede ding is natuurlik samewerking, uitruil van kundigheid, uitruil van kennis. En ek dink 'n groot ding wat ek nie binnekant genoem het vandag nie wat baie belangrik is soos die Engelsman sal sê 'n united front na die World Organization of Animal Health. Hulle speel natuurlik 'n baie belangrike rol. En as ons as SADC en suidelike halfrond lande saam kan staan en 'n spesifieke benadering het na wat, ek dink dit sal dit verskriklik baie help om nie net ons saak sterk te maak nie, maar al die suidelike halfrond lande. Navorsing natuurlik baie belangrik. Ons het navorsing gedoen op die 5de kwart wat vir julle ook 'n baie groot voordeel sal wees. Inteendeel, in 'n gesprek met die International Meat Secretariat gister, wat die internasionale samevoeging van rooi vleis lande is daar ook gepraat rondom hierdie navorsing van die 5de kwart. En dit gaan op die oë en die aan ons eksotiese tipes ook natuurlik 'n effek en kan dit 'n effek op hulle hê. En ons is bereid om hierdie inligting wanneer dit finaal gepubliseer word uit die aard van die saak met almal te deel. Dan wil ek, jy het nou gepraat van jy gaan vinnig reageer indien by die closure by die grens spring. Wat moet ons doen? Dit gaan baie lelik klink om te sê om dit in die kiem te smoor sodra dit oor die grens spring. Wat is ons eerste stap? Kyk,
ek dink die beste en die maklikste manier is voete op die grond. Surveillance. Weer eens, dis een van die goeders wat ons agterweeg gelaat het as Suid-Afrika. Is om te presies te weet wanneer diere skuif. En julle doen dit reeds. Ek dink julle doen dit reeds baie goed. Daar gaan natuurlik altyd stouters wees. Oukies wat die reëls omseil of probeer omseil. En die uitsondering moet bestuur word. Daai persone moet, as jy dit in die kiem wil smoor, onmiddellik vasgevang word. En ek dink wat ek sou doen is in julle omgewing of om julle setup is om baie streng boetes in plek te sit vir ouens wat nie die reëls volg nie, sodat dit seer maak om nie die reëls te volg nie. Ek dink dit sal een van die beste afskrikmiddels wees op hierdie stadium om te doen. En dan is ek vir jou gevra met dag in jou dagboek of jou kalender af te merk wat Suid-Afrika bekendhouseer vry gaan wees. Wat sal jou voorspelling wees? Wel, hoe lank is 'n stuk tou? Maar ons werk na 10 jaar toe. Ek dink ons gaan ons ten minste 10 jaar vat. Ek dink dit mag dalk langer vat. Die feit van die saak is, ons weet, omdat ons wild het, omdat ons buffels het, ons werk na back and claw vry met enting. Op hierdie stadium is ons nog nie sonder enting nie. Ons werk by back and claw met enting. Okay. So vir die boere wat nou sit en hulle asem ophou en dag vir dag wat hulle boerdery, hulle vriende se boerdery, hulle vriende se boerdery weer. Hoe lank gaan dit vir hulle vat totdat hulle daai asem? Goed, ons het 'n artikel 9 of 'n control measure soos ons sê op hierdie stadium wat afgekondig word. Indien dit in plek is, hopelik met die navorsing wat ons gedoen het, kan ons en gedruk ons baie hard om binne 28 dae nadat 'n dier geënt is, te kan beweeg vry sonder enige beperking. Fantasties. Enige laaste woorde vir ons daar aan die kant jou rand? Ja, ons is baie dankbaar vir Namibië en julle speel 'n baie belangrike rol binne in ons bedryf ook aan hierdie kant en ons wil graag ook 'n baie belangrike rol speel in julle bedryf. En ek weet ons doen en ons met die bande wat ons het, nie net op produsente vlak nie, maar op industrie vlak en natuurlik op landsvlak baie sterker maak. Ons waardeer julle en ek dink julle is 'n ongelooflike land na wie ons kan kyk en oor hoe julle doen en ons is dankbaar vir dit wat julle op hierdie stadium doen, ook vir ons en die inligting wat julle vir ons gee. Ja, nee, daar is dit en daar het julle dit baie interessant, né? Baie dankie dat julle by ons aangesluit het vir hierdie uitsending van Klets Kompas. Môre doen ons dit weer, so kom ons gesels weer lekker saam, kom ons klets saam môre op Klets Kompas. Tot dan, lekker aand en totsiens.